is Louise Jordan en ek is een van die bloedanaliste en kolonhydroterapeute hier by Perit EcoHealth Wellness Center. Baie mense het 'n snaakse prentjie in hulle kop daarvan. Hulle dink dit gaan een of ander emmer wees, wat vuil gaan wees en stink, maar ons probeer dit so skoon as moontlik hou. Ons wil jou gemak in ag neem. So ons het 'n fancy masjien wat die storie geslote hou, so daar's 'n pyp wat direk aan hom gekoppel word. Enige stoelgang word direk in die masjien ingepomp. Ons gebruik liggaamtemperatuur water wat ons gefiltreer het en deur 'n UV sterilizer gesit het, sodat dit gemaklik is vir jou, dat jy nie 'n koue skok kry nie. Die idee is dat ons reg deur die kolon gaan, nie net die heel eerste deeltjie nie, hy maak so U-vorm. Soos ons aangaan, gaan ons al dieper in met die water en dan spoel ons dit uit. Dit is ook 'n goeie manier om jou darmmikrobiom so 'n bietjie van 'n hervorming te gee. Baie mense sukkel met inflammasie juis oor darmmikrobiom probleme. So jou darmmikrobiom het eintlik 'n verhouding met jou liggaam en met jou immuunstelsel. Omtrent 70% van jou immuunstelsel sit daar rondom jou darmstelsel. So as jou darmmikrobiom uit balans uit is, gaan hulle vir jou immuunstelsel sê en hulle gaan vir die res van die lyf ook daaroor inlig. En dis daai waar jy net heeldag sit en jy voel pynerig, jy voel moeg, maar jy het nie eintlik 'n rede om dokter toe te gaan nie. 'n Hydroterapie kan selfs vir daai tipe inflammasie help. Iets wat ons ook addisioneel doen met die hydroterapie is ons doen actually 'n probiotika implant. Ons meng dit met elektrolyte wat help om die balans van jou liggaam se elektrolyte ook te balanseer, maar ons doen dit redelik na die einde van die sessie toe. So ons gebruik actually ons BioWorks Intesticle wat jy in EcoHealth kan kry. So daai word dan van onder af in jou kolon ingesit nadat die vel dan nou skoon geword het. Oor die algemeen is dit 'n baie veilige prosedure. Daar is hier en daar 'n paar contra-indications soos hulle dit noem wat maak dat ons liewer dit nie sal wil doen nie. Ons het juis 'n vorm wat mense moet invul om gekeur te word vir die proses. Ons doen die screening vooruit juis om seker te maak dat jy kan dit veilig doen sonder enige probleme. Soos ek nou al genoem het, is jou darm en jou brein eintlik baie naby aan mekaar gekonnekteer. Daar is onder andere die vagus senuwee, dit is ons een hoofsenuwee wat help om ons veg of vlug reaksie toe te pas of eintlik te demper. Daar is hormone wat rondvlieg vir mekaar iets sê en dan het ons ook ons neurotransmitters, so serotonien, GABA, dit is alles goeders wat ons brein gesond hou, wat ons by gelukkig hou en wat maak dat ons nie so moeg is nie. So baie van ons serotonien word eintlik gestoor by die darmkanaal. So ons kom nou weer terug na ons ou darmmikrobiom, want dit is eintlik jou tweede brein. Daai darmmikrobiom, soos ek genoem het, praat al klaar met die immuunstelsel, so as daar ongelukkigheid is en ons inflammasie in die darm, gaan daardie inflammasie deur die hele liggaam gevoel word. Jy moet elke liewe dag op die toilet gaan sit en jy moet elke liewe dag vir jou kolon sê ons gaan nou toilet toe. Of jy gaan of nie, dit gaan 'n verskil maak. Asemhaling tegnieke is ook 'n baie belangrike komponent van om gemaklik toilet toe te gaan. Om net deur jou neus in te asem, deur jou mond uit te asem, baie stadig. Daar's so sekere spiere in jou abdomen wat actually help om die kolon aan die gang te kry. Nog 'n ding is strekke, massering is nog iets. So tydens die sessie, veral as iemand nou dalk bietjie krampery en so ervaar, sal jou terapeut ook vir jou bietjie wys hoe om te masseer op jou kolon, om bietjie die storie aan die gang te kry. So terwyl mens op die toilet sit, doen jy presies dieselfde tipe tegnieke. So dis werklik 'n holistiese approach. Ons wil nie net sê ons het jou kolon skoon gemaak, sien daar gaan jy nie. 'n Gelukkige darm is 'n gelukkige brein. Die mense met brain fog, daai wat jy voel jy kan net nou nie vandag mooi fokus nie, daardie moegheid in die middel van die dag, daai is baie keer tekens dat jou darmmikrobiom nie reg is nie. En oor tyd gaan al daai tekorte en die wanabsorpsies gaan opbou. Dan sit jy eweslik met moegheid en swaaibrand en opgeblaasenheid en eintlik kom dit alles terug na wat jy in jou darm ingesit het.